Blaai asseblief saam met my na die boek van Johannes, die 5de hoofstuk, vers 1 tot 15. Ons is weer by Johannes. Weer by Johannes, die 5de hoofstuk. Gaan ons dit saam lees. Welbekende gedeelte in die woord van God. Die gedeelte wat handel oor die bad van Bethesda. Maar ek wil met u iets deel wat in my hart is rondom hierdie gedeelte. Terwyl ek voorberei het, ek glo ook met my hart vanaand dat die woord vir iemand is in hierdie plek. Kan ek een amen kry ten minste? Ek glo dat hierdie woord vir iemand is vanaand. Ek glo dit met my hele hart. So daarom vertrou ons die Here dat die Here tot iemand se hart sal spreek. Ons elkeen se hart sal spreek. Amen. So kom ons blaai as jy woord saam met na die boek van Johannes, tot die 5de hoofstuk. En vers 1 tot vers 15. En ons lees daar saam. Hierna was daar 'n fees van die Jode en Jesus het opgegaan na Jerusalem. En daar is in Jerusalem by die Skaapspoort 'n bad met 5 pilaargange wat in Hebreëus Bethesda genoem word. Daarin het 'n groot menigte siekes gelê, blindes, krepeles, lammes wat op die roering van die water gewag het. Want die engel het op 'n bepaalde tye in die bad neergedaal en die water geroer. Die een wat dan eers ingaan na die roering van die water het gesond geword, aan watter siekte hy ook al gely het. En 'n sekere man was daar wat 38 jaar aan sy siekte gely het. Toe Jesus hom sien lê, terwyl hy geweet het dat hy al 'n lang tyd siek was, sê hy vir hom: "Wil jy gesond word?" Die sieke antwoord hom: "Here, ek het niemand om my in die bad te sit as die water geroer word nie. En onderwyl ek kom, gaan 'n ander een voor my in." Jesus sê vir hom: "Staan op, neem jou bed op en loop." My woord vir vanaand. Staan op, neem jou bed op en loop. Ek gee dit weer. Staan op, neem jou bed op en loop. En dadelik het die man gesond geword en sy bed opgeneem en geloop. En daardie dag was dit Sabbat. En die Jode sê toe vir hom wat genees was: "Dit is Sabbat. Dit is jou nie geoorloof om jou bed te dra nie." Hy antwoord hulle: "Hy wat my gesond gemaak het, hy het vir my gesê: neem jou bed op en loop." Toe vra hulle hom: "Wie is die man wat vir jou gesê het: neem jou bed op en loop?" Maar hy wat gesond geword het, het nie geweet wie dit was nie. Want Jesus het hom verwyder omdat daar 'n skare op die plek was. Daarna het Jesus hom in die tempel gekry en vir hom gesê: "Kyk, jy het gesond geword. Moenie meer sondig nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie." Die man het gegaan en aan die Jode vertel dat dit Jesus was wat hom gesond gemaak het. Tot sover. Daar was 'n bad gewees in Jerusalem, die bad van Bethesda. Wat vir my so interessant was oor hierdie gedeelte is dat dit presies dit wat die Bybel vir ons vertel. Dat hierdie was by die Skaapspoort gewees in Jerusalem. En iets wat vir my wat mooi is van hierdie gedeelte is Bethesda, die betekenis van Bethesda wat beteken letterlik huis van genade. Of die Engels sê nog mooier, house of mercy or house of grace. Dis wat dit beteken in daardie bad. So wat gebeur het is al die krepeles, al die blindes, al die siekes, almal het daar by mekaar gekom by hierdie bad. Daar het hulle gelê, hulle het gesit, party van hulle was blind, party van hulle was doof, al die siekes, en ek kan net dink die kolonie wat daar moes gewees het by hierdie bad, en die gesprekke wat by hierdie bad moes gebeur het, terwyl hulle almal daar gesit het en gewag het. Ek wonder hoe dit moes wees. Dat terwyl hulle wag, die Bybel sê nie wanneer dit gebeur nie, maar die Bybel sê dat dit wel gebeur. Dat die bad geroer was. En terwyl die engel die bad geroer het, die een wat eerste in die water geklim het, hy het sy genesing gekry. En dit was my nogal, ek dink hoe dit moes gewees het. Hoe ons moes, ek dink ek sou met my een voet al in die water gesit het. Iemand saam met my. Ek sou nie gemaak het, maat, ek het gerol of gekruip of something, maar ek het in die water geklim. Is iemand saam met my wat dit sou gedoen het? 3 of 4. Maar ek sou nie gewag het nie, maar ek sou gestoot, loetjies getrek het, geching chong chai het ons het ontmoet, maar ek sou graag in die water wou gewees het.
Maar ek dink die gesprekke nie en wat raak was dalk nie altyd gesond nie. Wat in daai plek was en die klagtes en die kla en die murmurering wat by hierdie bad was. Maar koslik sê die woord van die Here dat een keer 'n jaar of een keer net wanneer ook al het die engel gekom, water geroer en een wat eerste in was, hy het genesing gekry by die bad van Bethesda. Is dit nie mooi nie dat dink oor the house of mercy, dat ons as kerk ook eintlik maar 'n huis van soos Bethesda is. A house of mercy, a house of grace, 'n huis van genade is wat ons is en enigeen kan inkom en by Jesus. Jesus se arms is altyd oop. Is dit nie so nie? Jesus ontvang enige een. Hy het my ontvang. Dit maak dalk nie vir jou groot klinkie, maar ek was 'n gaar gerd. So ek is dankbaar dat die Here my gered het. Is iemand saam met my? Ek is dankbaar daarvoor gewees. En hier kom hy by die bad van Bethesda en ek glo wat die Bybel sê, die volgende prent sal jou wys, het daar 'n sekere man gesit. Ek hou van wat die Bybel gebruik. Jesus ken nie die naam van hierdie persoon nie, maar Lukas skryf so iets kosbaars. Hy gebruik die mooi woord van hy sê 'n sekere man. Nou dis die eerste keer wat ek gelees het in die Bybel van 'n sekere man nie. Die Bybel gebruik dit ook toe Jesus gedeel het by die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Daar in Lukas die 10de hoofstuk vers 30 het Jesus ook, en ek gee gou vir jou, hoor hoe mooi sê Jesus dit, en Jesus antwoord en sê, 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jerigo en onder rowers verval, en daar het hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hy weg en laat hom half dood lê. 'n Sekere man, soos in wat Lukas vir ons vertel met die barmhartige Samaritaan. En ek dink by myself hieroor dat 'n sekere man wat by die bad van Bethesda lê, 'n sekere man wat onder rowers verval, en ons weet nooit wanneer ek daai sekere man of vrou is wat hulp nodig het nie. Wanneer ons daai sekere man of vrou is wat onder rowers verval nie. Maar ons is almal, maak nie saak wie ons is, waar ons is almal op 'n plek in ons lewe. Hierdie man 38 jaar, sê die Bybel, was hy verlam. City ages, en dit is 'n lang tyd. Ek is daar 'n bietjie minder as wat ek oud is, maar ek moes net gedink het waar hierdie man moet so gaan het vir 38 jaar, die roetines en alles wat daar gebeur het. Maar ek dink in die Here deel met my vanaand en of in die week en sê, maar Quintus, iewers in ons lewens, iewers in die kerk, is ons ook op so 'n plek in ons lewe gewees waar ons verlam gelaat was. Dis dalk nie fisiese verlamming nie, maar dit is ook geestelike verlamming. Iewers in ons lewens, ons was al verlam deur finansies, verhoudings. Wie se verhoudings het jou al verlam gelaat? Man, ek het nou nog vir die tieners vertel. Toe 'n girl my gelos het toe ek op die hoërskool was. Het jy al geween? Ek het nooit gedink 'n girl wat my gelos het, jy weet daai wat jou dis wat dit was. En ek dink ek was al verlam geweest. My lewe dink ek het stil gestaan op baie stadium in my lewe. Ek was al geestelik op 'n plek van verlamming geweest. Omstandighede het my al verlam gelaat. Is dit nie so nie? Sonde maak baie keer dat mense geestelik verlam is. My verlede en 'n groot een wat ek neergeskryf het is selfbejammering. Selfbejammering kan baie keer maak ek kry myself jammer, ek wil in 'n hoekie sit en dit laat my geestelik verlam. Dat ek nie my mobiliteit kan hê in dit wat Christus vir my het nie. Onvergifnis, ongeloof, nog 'n groter een. Ander mense se opinie oor my kan my geestelik verlam laat. Ons leef in 'n society in 'n tyd waar sosiale media en hoe meer likes ek kan kry, jong mense, hoe beter voel ek. En mag iemand nie iets van my sê oor social media nie. Dan sê die opinies van ander mense maak vir my saak. Ongeloof, anders opinie, my drome, hoop. So iewers is elkeen, is iemand saam met my vanaand wat al iewers in sy lewe geestelik verlam was. Onvergifnis, grootte, wat ek vir 'n tyd lank die Here wou dien nie, en omdat ek verbitter was in my lewe en vir 'n lang tyd wou jy wil niks met kerk te doen nie, want mense het jou seer gemaak en geestelik was ek op 'n verlammingsplek gewees. Elkeen van ons was al daar gewees. Maar ek hou van wat Jesus doen. Jesus vra die vraag en hy sê, wil jy gesond word? Nou hierdie tref my hart. Jesus kom by die bad van Bethesda en hy vra hierdie man wat al vir 38, die Bybel sê hy het geweet, Jesus het geweet hoe lank hy siek was. Hy het geweet hoe lank hierdie man al lê in sy toestand. En tog kom Jesus en Jesus vra hom, wil jy gesond word?
Nou ek sou gedink het, dis nie Quintus. Ek sou gedink het dat hierdie man net daar so gesê het, absolutely, ek wil, wat moet ek doen? En weet jy wat doen hy? Kom met 'n verskoning. Kom met 'n verskoning, maar Jesus, ek het niemand wat my in die water kan sit nie. Ek het niemand wat my kan help nie. Dadelik is daar 'n verskoning gewees en 'n verskoning het opgeduik in hierdie man se lewe. Hy het gesê, dis seker antwoord hom. Die eerste antwoord wat hy gee vir Jesus is, die seker antwoord hom, ek het niemand om in die bad te sit as die water geroer word nie. En terwyl ek kom, gaan 'n ander een voor my in. Hy kom met 'n verskoning. Nie dadelik vir Jesus geantwoord, asseblief, Jesus red, genees my nie. Kom met 'n verskoning. En hierdie tref maar dat baie keer kom ons as kinders van die Here ook met verskonings. Toe ek hierdie gaan kyk, toe besef ek dat die Bybel is vol van verskonings. En jy weet dit dalk jy, maar jou buurman wat langs jou sit vanaand, is soms vol verskonings. Adam en Eva, heel aan die begin, hoor gou mooi. Hierdie ding kom al van die begin af. Genesis 3 vers 12. En die mens, wat nou Adam was, antwoord vir God. Die vrou wat U gegee het, om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Sy, dis nie ekkie, is sy. Ek love as ek altyd met Adam en Eva praat, sê ek, daar's mooi gesegde wat sê, die Adam en Eva met toe hulle die appel geëet het en die blame shifting gebring, toe sê ek, maar dis Adam se skuld gewees en, toe sê, die blame is altyd op Eva gewees, toe sê iemand iets moois vandag, onthou net, die Here Jesus, of God, het Adam aan die slaap gemaak, om vir Eva te create. Ek sê ja. Hy sê, nêrens lees die Here ooit weer vir Adam wakker gemaak het. Toe ek argument teiken. So Adam en Eva Adam het verskonings gehad. Moses het verskonings gehad. Toe sê Moses aan die Here, ag Here, ek is nie 'n man van woorde nie. Van gister of van eergister of van dat U my knegt toegespreek het, want ek is swaar van mond en swaar van tong. Hier kom ou Moses en hy het verskonings. Kom met verskonings voor die Here. Jeremia het verskonings gehad voor die Here. Toe het hy gesê, Jeremia 1 vers 6, ag Here, voorwaar ek kan nie praat nie, want ek is jonk. Verskoning gekom. Gideon kom met verskonings in die boek van Rigters 6 vers 15. Gideon kom met verskonings, maar hy vra hom, ag Here, waarmee sou ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse en ek self is die geringste in my familie. Ag, sies tog shame. En hier is die groot ding vir my, ons het baie keer as kinders van die Here so baie verskonings, hoekom die Here nie kan nie? Kom aan, ons het so baie keer verskonings oor, hoekom, ons het soms geword konings van verskonings. Ek wil gou vir jou die volgende ene gee, dit is 'n mooi gesegde. Sorry, I can't today. My sisters, friends, brothers, uncles, second cousins, twin sisters, stepsons, half brothers, best friends, girlfriends, hamster died. And it was tragic. Verskonings, ons kan opduik met verskonings, stamp jou buurman en sê, dis die waarheid. Ons kan soms verskonings maak oor, hoekom die Here nie kan vir my deurbreek, hoekom, waarom, en ons het verskonings op verskonings. En hier is 'n man, terwyl Jesus by hom kom, het hy verskoning, maar hoekom hy nie by die water kan uitkom nie. Ek love it wat Jesus doen. Jesus entertain nie hierdie nie. Die eerste woorde wat Jesus vir hom sê, staan op. Hy het klomp verskonings, hy klomp dinge, en hier is 'n woord vir iemand vanaand, wat ook in jou geestelike lewe vir baie lank verlam was, as gevolg van dinge wat dalk gebeur het met jou, as gevolg van omstandighede wat jou lam gemaak het, as gevolg van dinge, life happened, come on, weet al so met my, that life just happened, jy kan het geen vir mens verduidelik nie, but life happened, en hier is die man wat nou daar gelê het, en Jesus entertain nie sy verskonings, Jesus sê vir hom, staan op. Love it. Staan op. Jesus het nie vir hom gesê, ag, sies tog shame nie. Hy sê vir hom, staan op. En hier is 'n woord vir iemand vanaand. Staan op. Stamp jou buurman en sê, staan op. Staan op. Hier is 'n woord vir jou vanaand. Al voel jy platgeslaan, staan op. Al het omstandighede, dan sê hom hier, jy het sommer 'n profeties gedoen vanaand. Al
staan op. Hulle het omstandighede jou plat geslaan, staan op. Just get up. Kan ons 'n bietjie die stof afskud van ons en opstaan en ons kan nie gaan lê nie. Halleluja. Net vanmiddag terwyl ek huis toe ry, toe sê ek vir my vrou, yesterday, dit voel so, die ons family is, en ek praat met my dogter oor my skoonsier wat in die hospitaal is, oor hierdie bloedklont, en die bloedklont het nou opgeskuif dat sy lies toe, en dingetjies is nie lekker daarbo by hulle, en ek kan sien hoe my dogter bietjie houe vat daarbo. Toe sê ek vir Marlyn, weet jy wat Marlyn, die vyand, ek voel soos Rocky Balboa, wat gesê het, I get knocked down, but I did not hear no bell ring, just give me one more round, halleluja, ons moet opstaan vanaand, want die vyand kan nie wen nie, sal nie wen nie, ons word plat geslaan, is iemand wat saam met my is, ons kry soms ons oomblikke, wat ons plat geslaan is, en ons gaan lê, even as a pastor, was ek al op plekke gewees waar ek plat was, maar ek en my gesin, ry die huis, en ons sê hierdie week, we're gonna fast and pray, and we're gonna pray it through, en ons gaan opstaan, want die vyand het geen reg en geen plek in ons gesin se lewens nie. Nothing. We can stand up. En ons, die woord van die Here leer ons, en hy sê, weerstaan die vyand, en hy sal van julle af wegvlug. That is it. Staan op, hier is vir iemand vanaand, staan op, ek weet omstandighede het jou plat geslaan, ek weet omstandighede is nie lekker nie, maar as ek toe gaan, ek search daai gedeelte in die Bybel, en ek gaan kyk, wat sê die woord vir ons oor staan op? Jesaja het 'n paar keer, die groot profeet, het 'n paar keer gespreek vir Israel, en vir Israel geskryf en gesê, ontwaak, ontwaak, beklee jou met sterkte, o Sion, trek jou sierlike klere aan, o Jerusalem, heilige stad, want in jou sal verder geen onbestede of onreine meer kom nie. Skud jou los uit die stof, staan op, sit neer, o Jerusalem, maak los die bande van jou hals, o gevangene, dogter van Sion. Hy sê ook verder in Jesaja 60 vers 1, wat een van die mooiste verse in die Bybel is, wat sê, staan op. Ek wil gou net sê, staan op, ek ken die Engels, staan op, word verlig, want jou lig kom, en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Dit sê so mooi in Engels, wat sê, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you, hallelujah. So ons moet opstaan, kerk, staan op uit die stof uit, al is dit hoe moeilik, we need to get up. Ek glo, met my hele hart, dat die Here Jesus kom terug vir 'n kerk, en 'n bruid, wat in haar glorie is, halleluja. Die kerk hoef nie terug te staan vir niemand en niks nie. Ons kan opstaan en teen hierdie kultuur en teen hierdie wêreld wees in Jesus naam. Paulus skryf 2 Korintiërs 4 vers 8 tot 9. In alles word ons verdruk, maar ons is nie neergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. Ek wil jou die Engels sê because it's so beautiful. 2 Corinthians 4 verse 8 to 9, it says, we are pressured in every way, hedged in, but not crushed, perplexed, unsure of finding a way out, but not driven to despair, hunted down and persecuted, but not deserted to stand alone. We are struck down, but never destroyed. Nooit nie. So tot op Paulus was al bietjie lippe teen die klippe. Staan op vanaand. Ons het nodig om op te staan. So Jesus sê vir hierdie verlamde man, ek love it, ek het nie tyd vir jou verskonings nie. Jesus se woorde dadelik, staan op. Staan op. Kom aan, staan op. Nie verskonings nie, get up. Get up. Tweede ding wat julle vir Jesus, maar voor ek daarby kom, hierdie storie het my geraak. Tabasco. Is iemand wat lief is vir Tabasco? Iemand Tabasco, hierdie storie het my, behalwe Dirk is nie lief vir Tabasco nie. Hy soek chilies. Die storie van Tabasco het my so getref. Something, as ek gedink het aan opstaan, was dit hierdie eienaar en die skepper van Tabasco. Sy naam was Edmund McHenry. Wat in die vroeë 1900s het daar 'n man uit Mexiko van die oorlog afgekom en vir hierdie Edmund 'n paar peppers, of dis nie regtig chilies, maar peppers gegee, en sade gegee wat uit Mexiko uitkom. En wat hy gedoen het is toe nou, hierdie ou het Edmund het hierdie sade gevat, hy het dit gaan plant, want hy bly in 'n plekkie met die naam van Avery Island in South Louisiana, in Amerika. Dis waar hy bly, in Louisiana.
En hierdie Louisiana, die plek waar hy bly, Ivory Island, is 'n soutpan, daar's baie sout en al die dinge wat in hierdie eiland is. En wat toe nou gebeur is, dat Edmund het hierdie peppers gevat, hierdie sade, en hy het dit oralste geplant in sy stukkie grond wat hy het. En net daarna gebeur die Civil War. Wat is wat noem mense in Afrikaans die Civil War? Die burgeroorlog. 'n Burgeroorlog in Amerika. Almal ken die burgeroorlog wat in Amerika gebeur het. Burgeroorlog breek uit en dit breek Amerika eintlik af. Dat Edmund en sy gesin en al die families wat in daai eiland was in Louisiana, hulle het almal toe nou geskatter. Meeste van hulle was toe nou na Texas toe. Maar die oorlog, hierdie burgeroorlog was so sleg geweest dat hulle huis verloor het. Hulle plaas, al die dit wat hulle geplant het, hulle oeste, alles is afgebrand. Hulle huis het verloor. Toe hulle na die Civil War huis toe gaan kyk wat het oorgebly in hulle by hulle grond, is hulle huis daarmee heen, plaas is daarmee heen, alles is gone. En baie families wat in Louisiana was, kon toe nie deur hierdie oorlog gaan nie, en hulle het alles verloor. Ek praat van plat geslaan. They lost everything. En al wat oorgebly het, Edmund het sy huis verloor, alles verloor. Al wat oorgebly het in hierdie huise was die peppersade. Dit was net chilies. Velde vol, oralste in die akkers was daar hierdie chilies geweest, en hy het gedink, ek gaan nie lê nie. I'm not gonna lay, ek's plat geslaan, but I'm gonna get up. Luister wat gebeur met hierdie ou. Hy gaan toe. Hy begin hierdie peppers vat en al wat hy het is die sout en die soutpanne wat hy het. Hy het die peppers wat hy het en in sy huis het hy 'n 3 liter Franse vinegar in 'n ou whisky vat. Dis al wat hy oorgehad het. En hy begin hierdie peppers vat en hy begin vir hom 'n sousie bymekaar sit. Hy het ook gegaan in die asgate gaan grou. Go Google dit. Asgate gaan grou en 350 parfuumbotteltjies gaan uithaal. Hy gaan was dit skoon, begin hierdie sousie daarin te gooi en hy gaan en hy stap en hy sê ek gaan nie lê nie. En hy begin hierdie sousie te verkoop. Waar hy beweeg in die dorp, by die restaurante, gaan hy en hy verkoop hierdie sous wat Tabasco sous toe nog genoem was. Dit was so suksesvol. Restaurante het dit op aanvraag gehad. Luister gou mooi, dit was in die 1900s, in die begin 1900s gewees. Ek Google wat 2025, hier het een van die grootste maatskappye geword ter wêreld, Tabasco, market growth. Hulle sê, hierdie company is al deur 5 generasies, almal multimiljonêers, 5 generasies. Hy het gegaan, it generates an estimate of $51 to $200 million of income annually. Daar hierdie kan jy souse kan hulle maak 700,000 botteltjies per dag. Per day. Verder ook, wat vir my so kosbaar is van hierdie ding is, dit is in 195 lande te beskikbaar. 195 countries. Omdat een ou opgestaan het en gesê het, dit lyk sleg, dit lyk bad, I've lost everything, maar ek gaan opstaan. I'm gonna get up. Ek gaan nie plat lê nie, ek gaan die stof afskud, and I'm gonna make it work. Halleluja. Een man het dit gedoen. Hoeveel te meer ons vir die Here ken? Sê die woord van die Here nie vir ons dit nie. Tweede woord wat die Here vir hierdie man gesê het. Hy sê vir hom die volgende: neem jou bed op. Eerstens sê hy vir hom staan op. Maar tweedens sê hy vir hom tel jou bed op. Jy weet wat gebeur? Ons het groot geword in 'n generasies en van die ouer generasie, with all due respect, het baie keer die woord, ek weet nie hoe dit in die Kaap was nie, maar waar ek vandaan kom in Noordwes en Gauteng, het die ouer mense baie keer hierdie ding uitgespreek en gesê, jy het jou bed gemaak, jy moet daarin slaap. Is dit 'n Kaap gesegde ook? You made your bed, you need to sleep in it. Jy het jou bed gemaak. Ek love it wat Jesus doen. Jesus sê nie vir hom, jy het jou bed gemaak. Jesus sê, vat jou bed en loop. Tel jou bed op en begin te loop. Hier is vir iemand van ons, en ek love it wat hierdie woord, toe Jesus vir hom sê, tel jou bed op, beteken dit letterlik, dat ek wil nie meer hê dat jy moet terugkom, waar jy vandaan kom nie.
Ek wil hê jy moet klaar maak met jou verlede, want 38 jaar se struggles is gone en verby. Jy moet jou bed optel en begin te loop. Sy bed het sy testimony geword. Dit waarop hy gelê het elke dag, het sy getuienis geword. Hier stap hierdie man, en ek is so jammer ek kon nie 'n bed gehad het nie. Matras. Hier stap hierdie man met sy matras. Ek dink met myself prentjie. Hierdie ou was vir 38 jaar verlam. Hoe begin hy loop? Moet jy weer leer loop na 38? Ek wonder hoe, daar's nie 'n bietjie rehabilitasie of niks nie. Jesus sê vir hom, kom aan, staan op, loop, vat jou goed en laat jy gaan. En hier begin hierdie man, ek weet nie hoe moes hy geloop het nie. Hy het daar gestap en hier begin hy te stap na 38 jaar en hier sien hulle hierdie man met sy bed rondloop en hulle sê vir hom, wow, jy mag nie jou bed optel nie. Dis die Sabbatdag. Dis Sabbat, wat maak jy? Hy sê maar, Jesus, of nee, hy het nie geweet, nie dat 'n man vir my gesê, tel jou goed op en loop. En hier is ek, na 38 jaar, begin ek te loop. En hy stap hy met sy testimony. En hy gaan nooit weer terug na die bad van Bethesda toe nie. Never again. So hier is vir iemand vir ons, staan op, vat jou goed en begin te loop. Verlang was jy, en ek wonder, verlang was jy, wat jy sien in die Bybelse tyd, sou hier ouens ook baie op almoese geleef het. Ons raak so baie keer in gemaksone, dat dit is oukei om in hierdie posisie te lê, want ander mense dra my rond, ander mense kyk na my, ander mense gaan vir my voorsien, en ons vat nooit die responsibility om self op te staan, en na 38 jaar het hierdie man sy lewe bymekaar. Die derde ding wat hierdie Jesus vir hom sê, hy het vir hom gesê, staan op, vat jou bed en loop. Begin te loop. Vir 38 jaar. En hy moet begin loop. En toe ek hierdie gedeelte sien, toe is iets in my hart opgekom, toe ek dink, hoe moes hierdie man geloop het? Het hy raak gestap en later sê die Bybel dat Jesus hom in die tempel gekry. En het hy begin deel met Jesus terwyl hy in die tempel was en Jesus sê vir hom, hey, jy moet nie weer sondig nie, anders gaan jy weer in die moeilikheid beland. Stop dit waarmee jy besig is. Daar's 'n wonderwerk wat 'n deurbraak in jou lewe gekom. Stop waarmee jy besig is. En gaan sondig nie meer nie. En hy is in die tempel, sy getuienis dat Jesus hom genees het na 38 jaar. Ek wil net gou dit sê. Mag ek net gou, dit is dit nou in my hart opgekom. It's never too late for Jesus. Dis nooit te laat vir Jesus nie. My oupa, Dok Gert Venter ken my oupa. Het my oupa geken. Heel toevallig het ek dit kom leer terwyl ek in die Kaap was. My oupa was 'n verslae alkoholist. My oupa was vermoor en in 'n sloot gegooi in Kreeusdorp Wes. Onder die sloot daarom gekry. Iemand het hom oor die kop geslaan, geld gesteel en hy was doodverklaar. Maar my oupa was wat 'n alkoholist was, het later het my pa om aan drank vergryp. Dat my pa begin drink het. My dad dit is wat hy geken het. Drank was sy go-to gewees. Hy en my oom, albei, my oom was meer as 'n verslae alkoholist. Hy het dit verloor, heeltemal, alles verloor in sy lewe. Nooit getroud nie. He just lost it. En ek kan onthou dat my pa die dag met bier by die huis aangekom het. Ek was voor my pa tot bekering. En my dad het met drank by die huis aangekom en hy het nog sy bier gevat om te drink en die naweek te begin en te partytjie. En ek onthou ek gestap het na die huiskas toe en uit sy hande die bier gevat. En gesê, Dad, this is not the way. En hoe my pa 'n struggle gehad het, maar my dad het opgehou drink. Sy hart en sy lewe vir die Here gegee, toe ek op hoërskool ouderdom was. Maar my oom het nog al die tyd gedrink. Al die tyd. 63-jarige ouderdom het ek die voorreg gehad om my oom na die Here toe te lei. Het hy drank gelos in totaliteit. Hy het gerook vandat hy 13 jaar oud is, sigarette eenkant gesit.
Daai stadium was hy so swak geweest, hy was in 'n rolstoel. Maar hy het opgehou drink and he's given his life to Jesus. Kan ek dit gou sê? Maak nie saak hoe lank jy langs die pad lê, it's never too late for Jesus to step in. Dis nooit te laat vir Jesus om verandering te bring nie. He can always change things around. Halleluja. Dis wat Jesus doen. En hier is Jesus en hy kom met hierdie man en hy sê vir hom, staan op, vat jou goed en loop. En ek wonder net, ek vra altyd vir Marlene om my te kom help. Maar vanaand gaan ek vir Christo vra. Christo, kom help jy my vanaand. Nie agter die klavier nie asseblief. Ek wil iemand agter daai dromme inklim. Ek wil iemand na 'n gedeelte toe gaan, want toe ek hierdie loopgedeelte ding, ek wil afsluit. Maar dan jy kan ook so lank vorentoe kom. Ek wil iemand na 'n gedeelte toe gaan saam met my in die Bybel, in die Ou Testament, en ek gaan hiermee afsluit. 2 Konings 7 vers 1. 2 Konings 7 vers 1. En hier is my altyd so interessant en vanmiddag toe kom hierdie gedeelte in my hart op. Ek het dit nie voorberei nie, maar hierdie gedeelte het so in my hart opgekom en ek wil dit vir gee. Want ons moet loop. Halleluja. Sê die woord van die Here nie vir ons in 2 Korintiërs 5 vers 7. Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. For we walk by, come on say it. For we walk by faith and not by sight. Ons loop en ons wandel elke dag. 2 Konings is hier gedeelte van 4 melaatses. Nou melaatsheid in die Ou Testament was no joke. Hierdie 4 melaatses het buitekant die muur gebly. Hulle is die almoese gegooi, oor die muur moes hulle kos gooi om by hierdie melaatses uit te kom. Hulle moes kos op ander maniere kry, hulle kon nooit by hulle families uitkom nie. En as iemand naby hulle kom, moes hulle skree, melaats, melaats. Jy mag nooit by 'n melaatse gekom het nie. En melaatsheid het ek gaan bestudeer al, is 'n geweldige pynlike siekte. Jy het staan die kans om van jou ledemate te verloor. Dis soos gangrene, jy almal weet waaroor dit gaan. En hier is 4 melaatses wat buitekant die mure sit van Jerusalem. Ek lees gou, toe sê Elisa, hoor die woord van die Here, so spreek die Here. Môre omtrent sulke tyd sal 'n maat fynmeel sukkel en 'n 2 mate garse sukkel kos in die poort van Samaria. Maar die adjudant op wie se arm die koning geleen het, antwoord die man van God en sê, al maak die Here ook vensters in die hemel, sou dit kan gebeur? En hy sê, kyk, jy sal dit met jou oë sien, maar nie daarvan eet nie. En daar was 4 melaatse manne by die ingang van die poort. Hulle het die een vir die ander gesê, wat bly ons hier totdat ons sterwe? As ons sê, laat ons in die stad ingaan, aangesien daar hongersnood in die stad is, sal ons daar sterwe. En as ons hier bly, sal ons sterwe. Kom dan nou en laat ons oorloop na die laar van die Arameërs. As hulle ons laat lewe, dan bly ons lewe. As hulle ons doodmaak, dan sterwe ons. En hulle het klaargemaak in die aandskemer om aan die laar van die Arameërs in te gaan. Maar toe hulle aan die buitekant van die laar van die Arameërs kom, was daar niemand nie. Luister mooi. Want die Here het die leer van die Arameërs 'n gedruis van waans en 'n gedruis van perde, 'n gedruis van 'n groot leermag laat hoor, sodat hulle die een vir die ander gesê het, kyk, die koning van Israel, die konings van die Hetiete en die konings van die Egiptenaars teen ons gehuur om ons oor te val. So wat gebeur hierso? 4 melaatses sê hulle hier buitekant die dorp. Hulle sê, ons kan nie hier bly nie. Ons moet loop. Hier gaan ons doodgaan. Dis hongersnood. As jy gedeelte mooi lees, soveel hongersnood dat hulle donkiekoppe en duiwemis geëet. En later het mekaar se kinders geëet. Dis bad. En hier sit nog 4 melaatses ook. En die Here hier, of die woord sê toe nou dat hierdie 4 melaatses maak 'n besluit en sê, ons moet loop. Ons moet gaan. En onderwyl hulle loop, sê die woord van die Here, laat die Here daai 4 se loop klink soos 'n weermag wat kom. 4 melaatse manne stap. Ek dink 'n melaatse pyn, seer, dalk 'n toon of 2 verloor. I don't know. Begin hulle te loop. Maar terwyl hulle loop, Christus jy reg hiervoor. Terwyl hulle loop, laat die Here dit klink asof daar 'n oorlog kom. While they were walking.
hier kom 'n oorlog aan die gang. En al wat die Arameërs hoor is, luister, we need to get away. Hulle harte, hulle skatter, gone, weg. En hier kom die 4 malaatses in die dorp. Hallo. Daar's niks. Want God het hulle toe hulle begin loop, 'n weermag laat loop. Laat klink, hier's 'n weermag op pad. En ek dink oor hierdie man wat vir 38 jaar siek was. Toe hy begin loop, that's when his walk in faith started. Dis hoe hy begin wandel het en sy testimony op sy rug gedra het. En gesê het, I don't live there anymore. Dis wie ek was. Dis wie die mense gesê ek is. I'm done. Ek is klaar. I don't live there anymore. Halleluja. Mag die Here help dat die Here ons laat opstaan, ons bed oppak and we start walking. Halleluja. We walk by faith and not by sight. But keep on walking. Keep on walking. Hou net aan stap soos vanmôre se preek. Keep on keeping on. Keep on keeping on. En die Here sal ons help in ons wandel. Ek glo dit in die naam van Jesus. Hierdie woord is vir iemand van ons, staan op. Get up. Jy wat dalk voel, dinge is besig uit mekaar, staan op. Staan op uit die stof uit. Pak jou bagasie, 38 jaar se bagasie, pak dit op. En begin te loop. Walk by faith. Dit mag dalk bietjie wankelrig gaan, but you just keep on walking. Hou net aan loop en die Here sal help om die res in plek te sit. Want ons het die Heilige Gees om ons te help wandel. Wandel in die Gees en nie in die vlees nie. God will help us. Amen.